Goeienaand. Nou, soos julle kan sien, staan ek hierso by 'n parkie in die estate onder 'n lig. Kyk, ek wil vir julle sê, ek het nou al hier rondgery om 'n plekkie te soek, want by ons is die krag alweer af. Nou weet ek nie of ek dink dit is load shedding en dit is nogal 'n frustrasie, want jy is besig om klaar te maak en dan ewe skielik dan, jy weet, is dit nou so. Ewe skielik, ek weet nie of dit load shedding is of ons maar net hier sonder krag sit nie, maar nou ja, dit is nou ongelukkig ons situasie hierso en ek moes toe nou spartel om 'n plek te kry. Ek het gesê, aangesien ek van Sondag af jy weet nie gaan uitsaai nie. Saterdag is ons in Israel en môre my laaste aand vir 'n week, het ek maar besluit ek kan nou nie vanaand uitstel nie en ek moet vanaand uitsaai. En toe gaan soek ek 'n plek en hier is ek nou by 'n parkie tussen die swings. Ek sê net nou as ek nou kon 'n offerhande opneem, moes ek 'n dubbele offerhande opneem vir hierdie sessie vanaand. Maar nou ja, dit is baie lekker om saam mee te kuier. Goeienaand elkeen wat ingeskakel is. Vir my Pastor Stef altyd baie lekker om, jy weet, saam met jou tyd in die teenwoordigheid van die Here te spandeer. As daar geraas is in die verte, ek weet nie of jy dit kan hoor in die agtergrond, niks jammer. Dis 'n generator wat hier in die tyd vir 'n restaurant kos maak of wat anders vir die spotlights in die strate. Maar nou ja, julle sal sien op Facebook is Renier en sy vroutjie besig om vir ons jy weet, my nommer daar te plaas en ek weet op TikTok kom my nommer ook en ja, ek moet tog vir julle sê, dit is vir my altyd lekker om saam mee te kuier. Nou as jy nie my nommer het nie, hy kom daar op en as jy vanaand se boodskap wil ontvang, stuur na daai nommer met 'n boodskap en sê, hoorie, laai my op die groepe, dan sal jy vanaand se PDF ook kry. Vir my belangrik dat jy die boodskap kry in PDF formaat, sodat jy kan in jou eie tyd aanlyn of in jou eie tyd kan jy jy weet, gaan huisgodsdienste hou. Dankie Renier en Lesia, dis baie lekker dat julle ingeskakel is. Sy was vir 'n handoperasie en sy's terug op haar pos. Dit is my baie lekker om saam met julle almal te kuier en ek wil sommer vir jou wat ingeskakel is, sê baie welkom. En hierdie boodskap wat ek gisteraan bedien het en ek deel hom juis vanaand omdat dit vir my belangrik is, want ek sien mense is in hierdie dag en uur moedeloos en voel hulle is op moedverloorse vlakte. En hulle weet nie wat ek kan doen nie. Mag hierdie boodskap jou inspireer vanaand, mag hierdie boodskap jou oplig, jou omvou. Ek wil juis nie iets uitmis in hierdie boodskap nie, want daar's soveel wat in hierdie boodskap gesê word, jy weet dat jy dit nie moet mis nie. Vader, vanaand sê ek vir dankie vir die voorreg wat ons het om soms so onder die sterre in die maan vanaand die woord te kan bring. Here, tydig en ontydig, met goed en sleg, met krag of sonder krag. Ons wil U loof en U eer en mag ons stemme altyd stemme wees wat, Here, uitpasyn U genade, uitpasyn U guns. Word verheerlik in vanaand se sessie, Here, en vanaand bid ek ook dat U hierdie man en vrou wat luister ook sal bedien met U Heilige Gees krag. God, baie dankie vir die voorreg wat ons het om te kan kom om te sê, daar is niemand soos U nie. Daar is niemand wat opgemeet en vergelyk kan word met U nie. Ontvang so vanaand ook U lof en U eer en U aanbidding van ons harte is my gebed in Jesus se naam. Wanneer 'n mens op moedverloorse vlakte sit, is baie keer, jy weet, nie 'n gunstigste plek om te wees nie. En soos ons hierdie woorde van Dawid gaan lees vanaand in Psalm 38, vind ek dat 'n goddelike, regverdige man by 'n plek in sy lewe gekom het wat hy moed verloor het, wat hy mismoedig voel, te neergedruk en sy stryd het gekom dat dit al sy kragte van hom kom dreineer het.
En luister, as ek hierdie stukkie vir jou lees uit Psalm 38 uit, en dan wil ek vir jou vers 7, vers 9, vers 11 en vers 14 en 15 lees. En hoor wat sê die man, hy sê, ek is krom. Dit is Dawid, hierdie besonderse man, wat die mooiste gedigte skryf, hierdie besonderse man na God se hart, kry hom by 'n plek van moed verloor. Dalk is jy vanaand daar, hoor hierdie woorde in die volgende uur, en mag dit jou stig en inspireer. Ek is krom, heeltemal gebo. Die hele dag gaan ek in die rou. Ek is kragteloos en heeltemal verbrysel. Ek brul van die gebons van my hart. My hart slaan vinnig, my krag het my verlaat. En die lig van my oë, ook dit is nie by my nie. Maar ek is soos 'n dowe. Ek hoor nie, en soos 'n stomme wat sy mond nie oopmaak nie. Ja, ek is soos 'n man wat nie hoor nie. En in wie se mond geen teespraak is nie. Hy kom en hy sê, ek is regverdig, ek dien die Here, maar hier is dit dat ek moedeloos voel. En soos ek hierdie Psalm gelees het, kan ek my voorstel, jy weet, Dawid het ingesak in wanhoop. Wat hom dalk die meeste in sy lewe gepla het, was die feit dat hy nie kon verstaan waarom hy, wat Dawid is, ewe skielik in sy lewe so te neergedruk is nie. En hierdie man kom en hy hinker na God en sy hart, jy weet, is daagliks na God gerig. Soos ek en jy ook onsself uitstort voor God baie keer en hierdie pad stap. Kom na tye wat ons moedeloos voel, te neergedruk voel. En hierdie tref my en vat vanaand dit, want ek kyk hierna, maar nou in sy depressiewe toestand, al wat hy kon doen om uit te roep, sê hy, God, ek is aan die einde van myself. Ek is aan die einde van myself. Nou ja, ek sien nou my data's ewe skielik nou klaar op hierdie Facebook. Ek weet nie of ons dit, ek gaan dit nou probeer. As hy uitsny, gaan ek dadelik gou op hom laai. Ek het gedink ek het nog data op hom. Maar ons gaan aan tot hy uitsny. Dan sal ek weer laai. Maar hy kom en hy sê, God, ek is aan die einde van myself. En ek het geen idee waarom dit gebeur het nie. En dit tref my. So baie moedelose gelowiges vandag het Dawid probeer uitwerk waarom hy so leeg en gebroke voel in sy gees. En jy voel dalk ook vanaand, hoekom gebeur dit met my? En hy het heel waarskynlik elke mislukking herleef, sonde na gekyk in sy lewe, dwaase dade wat hy gedoen het in sy lewe. En op sekere stadiums moes hy dalk gedink het, God, onverskillige dade het my so gewond dat ek meer geen hoop het nie. En dalk is ek en jy ook daar. En ons voel, dis dalk maar my omstandighede wat gemaak het dat ek hier is waar ek is. Terwyl ek nou hier staan onder hierdie boom hier in die parkie, dink ek aan moed verloor. Want op die ou einde het Dawid geredeneer dat God besig is om hom te straf. Want hy roep uit in vers 1 tot vers 5. Hy sê, o Here, straf nie in u toorn en kastei my nie in die grimmigheid nie, want u pyle het in my ingedring en die hand het op my neergedaal. Daar is geen heil, geen heel plek in my vlees vanweë u grimmigheid nie. Daar is niks, en hoor wat sê, daar is niks gesond in my gebeente vanweë my sonde nie. Want my ongeregtighede gaan oor my hoof, soos 'n swaar pak, het hulle vir my te swaar geword. Dalk word jou dinge ook vir jou te swaar. Dalk sê jy ook, maar dit raak te veel. Laat ek jou net daarop wys vir 'n oomblik vanaand, dat Dawid nie net in hierdie Psalm
oor sy eie toestand geskryf het nie. Hy het iets beskryf wat alle toegewyde gelowige navolgers van Jesus sekere tye in hulle lewens deurgaan, sekere tye wat ek en jy deurgaan. En hy praat hier van 'n demoniese aanval van 'n gees van mismoedigheid. En ek wil vanaand vir jou sê, jy moet baie mooi hoor wat ek vir jou sê, 'n demoniese aanval van 'n gees van mismoedigheid waaronder hy gebuk gaan. En hierdie soort mismoedigheid kom reguit. Ek wil hê jy moet baie mooi hoor, kom reguit uit die put van die hel uit. En daar kom 'n tyd dat elke gelowige deur 'n skielike en 'n onverwagse ervaring oorval word in hulle lewens, net soos hierdie godsman. En geen Christen bring dit oor homself nie. En ook is dit nie God wat dit stuur nie. Dit moet jy ook verstaan vanaand. En so 'n aanval het gewoonlik niks te doen, hoor wat ek vanaand vir jou sê, met enige spesifieke sonde of 'n fout in 'n gelowige se lewe nie. Ja, jy moet mooi hoor wat ek vanaand vir jou sê. Eenvoudig gestel, die gees van mismoedigheid is Satan se mees kragtigste wapen tussen kinders van God en teen kinders van die Here in jou lewe. Hy wil alles doen om jou op te breek en te vernietig. En die meeste van die tyd gebruik hy dit om ons te oortuig. Hy gebruik daai mismoedigheid, hy gebruik dit om my en jou te oortuig dat ons God se toorn oor onsself gebring het en deurdat ons nie aan sy heilige standaarde voldoen nie. Hy sê ek is heilig. En ek wil vanaand vir jou sê God is heilig. God is die volmaakte God. En ek en jy as mens, dink ek is baie keer geneig om dalk te hard teenoor onsself te wil wees, deur foute wat ons maak, deur waar ons misstrap. Ja, God is 'n genadiglike God, maar vanaand moet ek en jy ook kan verstaan hierin, want die duiwel is die een wat jou en my die heeltyd wil gaan aankla by God. En vanaand kyk ek hierna. En hy sal jou en my wil die heeltyd herinner aan ons foute. Hy sal dit die heeltyd wil kom doen. Maar die apostel Paulus kom en hy spoor ons aan om nie vir hierdie struik van Satan te val nie. Want ons, hoor wat sê hy, is met sy planne nie onbekend nie, sê 2 Korintiërs 2 vers 11. Jy weet Paulus sê, hy sê, jy moet die moedeloosheid sien vir wat dit regtig is. Jy moet vanaand daai teneergedrigtheid sien vir wat dit regtig is. En ek wil vanaand so ver gaan om te sê, dit is 'n demoniese wapen, 'n pyl wat Satan afskiet vanuit sy pylkoker om te kry om in jouself te twyfel. Om in jouself te twyfel in hierdie dag en uur. En hy weet hy kan u nie versoek om van Jesus af te draai nie. Ek sê weer vir almal op Facebook, ek het nie besef my data's amper klaar nie. Maar as dit afgaan, gaan ek net data laai en dan gaan ek aangaan. Maar moenie mis vanaand. Ek gaan dalk weer aanlyn gaan, maar moenie vanaand sommer net die TikTokers gaan saam met my lekker kuier terwyl ek net gou weer data laai. Maar jy moet nie uitmis op dit wat God vir jou instoor het nie. Kom ek gaan verder. Daarom kyk ek hierna en hy wil u so te neergedruk maak. Dalk sê jy vanaand vir my, ek is te neergedruk, dat jy wil handdoek ingooi. Nee, ek het geleer, jy gooi nie handdoek in nie. Ek gaan staan nog vir 'n ronde. Al voel dit vir my of ek wil opgee. Ek gee nie op nie. Ek het in die week iewers 'n kort stukkie geplaas en ek het net daarin gesê, jy stap net aan. Wanneer dit voel dat jy nie meer kan nie, moenie terugkyk nie, moenie gaan lê nie, stap net. God kom en hy lig jou en my op. En ek weet vanaand, hier is 'n diep waarheid hierin. Vra jouself vanaand of Dawid se hartskreet ook jou eie kreet is, wanneer jy ook al oorrompel word deur hierdie gees van mismoedigheid. Swakheid, seerheid, gebrokenheid, probleme, onrustigheid, natuurlik rou. Nou ja, daar kom die krag nou aan.
daar gaan die generators nou dood, nou is ek nie by die huis nie. Ek het al gedink, jy weet, dit gaan aankom natuurlik, maar ek is ook seker maar getoets, om te kyk of ek nou maar net vroeg in die bed gaan klim, en nou staan ek hierso, maar jy kan sien hierdie pastoortjie nie, hy is op sy pos. Nou vanaand wil ek vir jou sê, al hierdie dinge, al hierdie moegheid, al hierdie swaar kry, al hierdie depressie en angs, het Dawid se gees laag laat neerbuig. Swakheid. Jy sien, ek kyk na hierdie gedeelte en hy het droog en leeg gevoel. Sonder rigting, asof niks deur die jare geleer was. Niks deur die jare vir hom in plek geval het nie. En in die lig sê Psalm 38, hoor wat sê in vers 11, hy sê in die lig van my oë, ook dit is nie by my nie. Eintlik wat Dawid hier gesê het, sjoe, en dit tref my. Ek het my geestelike insig verloor. Ek het my geestelike insig verloor. My visie en openbaring van God het my verlaat. Ek kan God nie bereik soos ek dit altyd kan doen nie. Dis hoe Dawid gevoel het. En jy sê vir my, dis hoe ek voel. Ek kom nie meer by dit uit wat ek altyd by uitgekom het in my groei in die Here nie. Dis voel of ek meer val as ek opstaan. En ek weet presies vanaand as ek na hierdie gedeelte kyk hoe Dawid gevoel het. Ek wil vanaand vir jou sê en ek praat uit my hart uit. En ek draai nie doekies om nie. Ek het evangelie byeenkomste in my lewe gehou waar mense by Christus uitgekom het. En God het dwelmverslaafdes gesond gemaak. Hy het, jy weet, mense vrygemaak in die bediening. My lewe was vol van al hierdie ryklike seëninge nog steeds, waar God mense genees. Maar dikwels, en hoor baie mooi, dikwels binne daarna sulke byeenkomste en sulke deurbrake, dan voel ek is by 'n plek van mismoedigheid. Dan eindig ek met hierdie gedagte en ek dink, Here, my lewe was tot dusver 'n volkomme vermorsing. Ek het nog niks in my lewe bereik nie. Sien jy hoe baie keer kan die duiwel van jou kom steel en vir jou kom lieg? En dit is die werk van Lucifer se gees van mismoedigheid. Dit maak van ons, luister, 'n teken vir die kragte van die hel binne oomblikke. Hoor wat ek vanaand vir jou sê, binne oomblikke van ons grootste geestelike oorwinnings. Die oomblik wanneer God die grootste doen, kry ons hierdie neerslagtige, mismoedige gevoel. Hierdie demoniese gees het Dawid so neergedruk dat hy stom was in God se teenwoordigheid, dat sy woorde opgedroog het. Want hy sê in vers 14 en vers 15, maar ek is soos 'n dowe. Ek hoor nie, en soos 'n stomme wat sy mond nie oopmaak nie. Ja, ek is soos 'n man wat nie hoor en in wie se mond geen teespraak is nie. Ek lees dit en dit is asof die Here met my praat oor die kerk, oor gelowiges, wat in hierdie dag en uur ook deur dinge gaan. Die betekenis van hierdie laaste gedeelte in Hebreëus is, en hoor wat ek vanaand met jou deel, 'n man het geen antwoorde of argumente meer oor nie. Dawid het gesê, Here, ek is te neergedruk en mismoedig, om selfs my hand na U toe op te lig.
Ek kan nie bid nie, want ek is verward om te praat. Ek is gedreineer, sê Dawid. Hy sê, ek is leeg. Here God, ek het niks meer om te sê nie. Dis Dawid. En Dawid, hoor baie mooi, sy toets is eintlik glad nie so uniek nie. Ek het heelwat biografieë van toegewyde mans en vrouens van God in my lewe gelees, wat kragtig deur God gebruik is. En elkeen van hulle het 'n stryd van een of ander tyd in hulle lewens deurgegaan van mismoedigheid. Spurgeon, daai groot Britse prediker, C.H. Spurgeon, het duisende mense, honderde duisende mense na Christus toegelei met kragtige boodskappe. Ek lees God's Generals. Maar hy het baie swaarmoedige aanvalle van mismoedigheid beleef in sy lewe, hierdie godsman. En hy het dikwels gevoel in sy lewe dat hy niks bereik het nie, al het God groot dinge gedoen. Hy het eenmaal gekerm en hy skryf, hy het uit sy huis uitgestap en het sy hande in die lug gegooi, en hy het uitgeskreeu na God, en hy het gesê, ek het die swart staart in Britannia. Here, ek het nog nooit so innig begeer soos nou nie. En tog was sy gees so leeg, sy vlees so getap. Waarom gebeur dit? Waarom gebeur dit dat jy uit hierdie hoogtepunte en dan ervaar jy ook hierdie nederlaag? Dawid het uiting gegee aan hierdie algemene roep van die regverdige siel wat die aanvalle van swaarmoedigheid verduur het. Hy sê, want ek is klaar om te val. En my smart is aldeer voor my. Jy sien, Dawid het ook gesê, ek lees dit, ek gaan dit nie maak nie. Here, ek is totaal aan my einde. Dis net 'n kwessie van tyd, ek gaan in mekaar val. Ek gaan binnekort val. En jy sê dalk, nou, ek het eintlik al klaar geval. Ek wil vir jou sê, God sal altyd sag wees met ons hopelose toestand. Maar ons mag nooit toelaat dat ongeloof 'n plek in ons harte kry nie. En ek sê dit vir my elke dag. Ek het vanmiddag, terwyl ek by my huis op die gras sit, en ek dink aan hierdie boodskap wat ek vanaand bedien, toe sê ek, Here, mag ek nooit toelaat dat ongeloof my hart oorneem nie. Ek wil vanaand vir jou sê, ons kan met God soveel as wat ons wil oor ons gevoelens en oor ons mislukkings praat. Daar's niks meer fout nie. Ons kan hom vertel ook vanaand oor ons wanhoop, oor ons sonde, oor ons dwaase foute. Maar ons mag nooit gedagtes koester dat hy ons verlaat het nie. Dit is 'n ernstige aantuiging. En ons Here neem dit nie ligtelik op nie. Ons sien sy onmiddellike reaksie op sulke aantuigings in Numeri, en ek lees vir jou. Toe trek hulle, Israel, van die berg Hor af weg op die pad na die Skelfsee, om die land Edom om te trek. Maar die siel van die volk het op die pad ongeduldig geword. En die volk het teen God en teen Moses gespreek. Waarom het U ons uit Egipte laat optrek om in die woestyn te sterwe? Want daar is geen brood en geen water nie, en ons siel walg van die elendige kos. Hoor wat sê hulle in Numeri 21, vers 4 tot 6. En toe stuur die Here giftige slange onder die volk, wat die volk gebyt het, en baie het in Israel gesterwe.
Jy sien, wanneer die Bybel my vertel dat my liefdevolle God giftige slange gestuur het na sy eie mense en dat hulle gesterf het van slangbyte, kan ek dit hierdie baie duidelike boodskap nie ignoreer nie, glad nie. God sal nie sulke ongeloof toelaat onder sy uitverkorenes nie. Na alles wat die Here vir hulle gedoen het, dink ek en ek kyk hierna, is die aantuigings dat hy ons afskeep seker die een wat hom die seerste maak. As jy sê hy's nie daar nie, is dit wat hom die seerste maak. Here, U het my verlaat. Dit is, ek dink, een van die seerste aantuigings wat ons kan maak teen God. Ons moet versigtig wees vir sulke ongeloof, veral in moeilike tye. Dawid, kyk ek na en is ons voorbeeld van iemand wat sy geloof behou het. Selfs op sy laagste punt. Selfs op sy laagtepunt. Dawid sou hom nie self toelaat. En ek kyk hierna om in ongeloof te bly sit nie. Nie Dawid nie. Ek sien Dawid kom en hy hou vas aan God. En hy het uitgeroep, sê hy in vers 16 in hoofstuk 38. Hy het uitgeroep, want op U, Here, wag ek. U sal verhoor, Here my God. Ek moet by daai plek kom, jy moet by daai plek kom in ons lewens, om te sê, Here, ek gaan wag op U. Vir hierdie toestand, vir hierdie situasie, gaan op U wag. As jy 'n aanslag van 'n demoniese gees van mismoedigheid meemaak, stel ek voor dat jy hierdie volgende dinge doen. Moenie probeer self daar uit te kom nie. Dis wat ons mos maar doen in ons lewens. Moenie probeer ontsnap deur jou eie planne te maak nie. Ek wil so ver gaan om te sê, ek en jy is nie opgewasse teen die demoniese geeste wat teen ons is nie. Die geveg is ver bo menslike talente of fisiese kragte. Hoor my uit, hoekom ek dit sê. Ek kan dit ook nie met vriende bespreek nie. Of probeer om dit te oorwin deur seminare of deur boeke of beraders nie. Nee. Die konflik is 'n geestelike sweer. En jy moet dit in die gees veg. Ek hoop jy hoor wat ek vanaand vir jou sê. In 'n tyd van mismoedigheid kon Dawid by 'n plek in sy lewe kom. Kon Dawid nie uitwerk. Hy kon nie uitwerk waarom hy so teneergedruk geword het nie. Hy het gevra, hoor wat sê hy in vers 6 in hoofstuk 42. Hy sê, wat buig jy jou neer, o my siel, en is onrustig in my. Hoop op God, want ek sal hom nog loof. Tog was hy vra nie vertwyfelend oor God nie. Dawid begin die psalm waar sy diepste hinkering na God uitgedruk word. En hy sê in vers 2 en vers 3, soos 'n hert wat smag na waterstrome, so smag my siel na U. O God, my siel dors na God, na die lewende God. Wanneer sal ek ingaan en voor die aangesig van God verskyn? Jy sien, in die middel van Dawid se teleurstellings, het Dawid uitgeroep vir 'n openbaring van die Here, en hy het gesê, God, daar was nog nooit 'n tyd waar ek nie meer lief gehad het as nou nie. Ek het U meer lief as ooit. En dors na U soos 'n hert na water.
Waarom is ek dan so mismoedig, sê Dawid? Waarom ly ek onder sulke verskriklike teleurstellings? Jy sien vanaand, verseker het Dawid by tye wanhoop en depressie beleef, as gevolg van dit wat hy verkeerd gedoen het, van sy sonde, en ek en jy doen maar dieselfde, maar hy het die Here se kastyding verduur, vir sy hoogmoed toe hy verduur vir sy hoogmoed, toe hy sy manne wat kan veg getel het, wat teen God se wet was. En hy het hierdie pyn van God se stok gevoel, toe hy oorspel met Betseba gepleeg het, en gereël het dat haar man vermoor word. Sy hart het gebreek met neerslagtigheid oor die oordeel wat hy op sy familie gebring het as gevolg van sy sonde. So is dit met jou en my as gelowiges vandag. Ons is teneergedruk as gevolg van ons sonde. En sommige depressie, of sommige is depressief, omdat die Heilige Gees hulle in oorwinning wou inlei, maar hulle het dit teëgestaan. Hulle het eerder die vlees gekies. En dit lei na pyn, dit lei na teleurstelling. Ek praat hier nie met sondaars nie, ek praat oor verloste, gelowige mans en vrouens. Mense wat God met hulle hele hart soek. En hierdie getroue gelowiges word aangegryp deur 'n soort mismoedigheid. Die soort kom skielik op hulle af, vanuit nêrens, vir geen verklaarbare rede nie. En raai wat doen dit? Dit maak jou stom. As dit waar is van jou en my vanaand, kan jy daarvan seker wees dat jy onder 'n aanslag is. Satan het 'n wolk van mismoedigheid gestuur om jou te kom oorval. En hy is die rede waarom, en ek wil vanaand vir jou sê, en hy het sy redes hoekom hy dit vanaand met jou doen. Hy het sy redes hoekom hy jou kom aanval en van jou kom steel en roof. Ek wil vanaand eintlik afsluit en ek wil die volgende sê. Jy sien, mismoedigheid is die duiwel se mees verwoestende wapen in sy aanvalle op gees, honger, gelowige mans en vrouens. En vanaf die dag dat jy ernstig geword het oor die dinge van God, hoor my uit vanaand, en vandat jy met jou hart 'n besluit geneem het om die Here voluit te ken, het Satan daarna gesoek om jou mismoedig te maak. So het hy met Dawid kom doen het. Hy het gekyk hoe hy daagliks dieper en dieper in God se woord indelf. En hy het gesien hoe hy verander. Hy sien hoe jy verander, hy sien hoe jy groei, hy sien jou deurbrake en jy dinge oorwin in jou lewe. En dis het u 'n teiken vir ewige aanvalle geword. En jy beter glo dat wanneer jy God soek, sal hierdie aanvalle kom. Dalk is dit op 'n stadium vir jou moontlik om God hardop te prys in die kerk en te sê, dit is die grootste dag van vreugde wat ek nog nooit gehad het nie. Maar wees op die uitkyk vir môre. Ja. Satan gebruik sy mees kragtigste wapen, mismoedigheid, om jou en my af te breek.
Nietemin, as 'n aanval kom, moenie dink dat dit ongewoon is nie. God laat sulke vuurige toetse toe met alle gelowiges. Paulus skryf, en hy sê in 1 Petrus 4 vers 12, geliefdes, verbaas julle nie oor die vuurgloed van